Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ons het vandag weer die groot voorreg om saam te kan tyd spandeer in die woord uit Numeri 35. Hierdie is die laaste hoofstuk voordat Israel die beloofde land binnegaan. En 'n mens sou nou verwag dat God net voordat hulle die land inneem, met hulle sou praat oor oorlog en hoe hulle die land moet inneem. Maar hier praat hy oor geregtigheid, genade en sy teenwoordigheid. Hierdie hoofstuk bestaan uit 3 afdelings: die Lewiete se stede, die vrystede en die heiligheid van die land. Eerstens lees ons dat die Lewiete 48 stede regoor Israel moes ontvang. Hulle het nie hulle eie stamgebied gekry nie, want God self was hulle erfenis. Ons sien hier hoe God doelbewus sy geestelike leiers tussen al die stamme versprei het. Hulle moes soos sout en lig wees wat die hele volk beïnvloed. Hulle moes God se woord leer, mense help en die volk voortdurend aan die Here herinner. Nou hierdie beginsel geld vandag nog vir my en jou ook. God plaas sy kinders nie eenkant weg van die wêreld nie, maar tussen mense om 'n invloed vir hom te wees. Ons werkplek, jou bure en jou familie is ons sendingveld vandag. Jy sien, God se kinders kan nooit net vir hulle self leef nie. Waar God jou plaas, is waar hy deur jou wil werk. Jy hoef nie op 'n kansel te staan om 'n bediening te hê nie. Jou hele lewe behoort 'n getuienis van Christus te wees. En dan die tweede deel van hierdie hoofstuk handel oor die 6 vrystede. As iemand per ongeluk iemand anders doodgemaak het, kon hy na een van hierdie stede gevlug het, totdat 'n regverdige verhoor plaasgevind het. Nou dit het verhoed dat iemand uit wraak doodgemaak word, voordat die waarheid vasgestel is. God maak hier 'n baie duidelike onderskeid tussen moord en 'n ongeluk. Hy is 'n God van geregtigheid, maar ook van genade. Hierdie vrystede is vir my so 'n mooi prentjie van Jesus. Net soos hierdie vrystede was Jesus vir almal beskikbaar, Israeliete sowel as vreemdelinge. Die paaie na hierdie vrystede moes ook oop en maklik bereikbaar gewees het. Net so is die pad na Jesus oop vir elkeen wat na hom toe kom. Maar daar is een groot verskil. Hierdie vrystede het net die onskuldige beskerm, terwyl Jesus ook die skuldige ontvang, wat met berou na hom toe vlug. Dis vir my steeds, as ek daaroor dink, die wonder van die evangelie. Jy sien, elke mens het 'n plek van veiligheid nodig, want ons almal dra skuld, en Jesus is ons veilige hawe. Wanneer die vyand ons aankla, wanneer ons verlede ons vervolg, of wanneer skuldgevoelens ons wil vernietig, kan ons na Jesus toe hardloop. In hom is daar vergifnis, beskerming en vrede. Nou nog iets opvallends is dat die persoon in die vrystad moes bly totdat die hoëpriester gesterf het. Na die dood van die hoëpriester was hy vry om huis toe te gaan. Nou dit wys vir my ook vooruit na Jesus, ons hoëpriester. Deur sy dood aan die kruis het hy vir ons volkome vryheid gebring. Ons is nie meer veroordeel nie, maar vrygespreek deur sy genade. En ek besef net weer vandag, dat God se geregtigheid nooit koud of hard is nie. Hy beskerm die onskuldige, straf die skuldige en sorg dat waarheid vasgestel word. Nou dit leer ons dat God nie emosioneel of impulsief oordeel nie. Hy is altyd regverdig en genadig. Nou die hoofstuk sluit dan af deur te sê dat bloed die land besoedel en dat geregtigheid moet geskied, omdat God self tussen sy volk woon. God gee om oor hoe sy mense leef. En sonde raak nie net die individu nie, dit beïnvloed families, gemeenskappe en selfs 'n hele land. Daarom roep God sy volk om heilig te leef. Nou mag ek en jy vandag ook soos die Lewiete wees.
deur daar waar God jou geplant het, sy lig te laat skyn. Mag ons vandag onthou dat Jesus ons vrystad is. Ek wil jou vandag aanmoedig om na hom toe te hardloop. Moenie probeer wegkruip met jou sonde of jou verlede nie. Hy is jou veilige toevlug. In hom vind ons veiligheid, vergifnis en 'n nuwe lewe. En onthou, die Vader leef vandag nog deur die Heilige Gees in ons midde. Daarom moet ons ook elke dag 'n heilige lewe van geregtigheid leef. Ons kan nie sonde in ons lewe toelaat nie. Onthou, God neem sonde ernstig op, maar hy bied altyd genade aan die een wat berouvol na hom toe kom. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Totsiens.